Dankie Here. Here, dankie dat ons U kan kom loof en eer vanmôre. Dat ons net so in die teenwoordigheid kan wees, Here, en ons eer en ons loof U as ons God en ons Here. Here, is vir ons 'n heilige oomblik om in die troonkamer te kan inloop. En net te kan weet dat ons het die reg om onsself 'n seun en 'n dogter van die allerheiligste God te kan noem. Vader, dankie vir U liefde wat nooit ophou nie. Dankie Here vir U omgee wat nooit ophou nie. Heilige Gees, ek vra dat U vanmôre net in ons harte kom werk. Dat U in ons gedagtes kom werk. En Here, U het gekom om ons te herinner aan dit wat Jesus ons geleer het. So Here, dat ons dan vanmôre hier kan staan in herinnering oor die grootheid ook van Jesus. Tot U eer. Ons verheerlik U net. Amen. Amen. Ja, ek glo dat baie van julle het vanoggend hier ingekom en gewonder, nou wat maak hierdie bonsai boom hierso? Want 'n bonsai boom is mos nou nie eintlik iets wat in 'n kerk hoort nie. Want jy weet, ons word geleer, dis goed wat van die ooste afkom en dis onheilige goed en alles. Maar weet jy wat nie? Die Here is so wonderlik dat hy vir ons sy woord gee om uit te leer, dat hy vir ons dinge wys in die natuur. En ek gaan vanmôre met jou gesels oor, en ek wil die vraag vra. En as ek die vraag vir jou vra vanmôre, dan gaan ek so vir 'n paar sekondes stil bly, want ek wil hê jy moet dit insink in jou hart, en jy moet vanmôre, voordat hierdie boodskap begin, moet jy daai vraag vir jouself antwoord. En wat ek vir jou wil vra is, as 'n individu en as gemeente, groei jy nog? Groei jy nog? Groei jy nog? Jy weet wat die antwoord in jou hart is vanmôre. Ons gaan saam net 'n bietjie kyk, waaroor gaan hierdie groei regtig? En weet dis, ons kan hierdie teologiese preek hê vanmôre. Maar gaan dit nie doen nie. Ek wil met jou uit my hart uit praat. Oor dit wat die Heilige Gees ook in my hart gesit het. Dit wat ek al 'n lang pad mee loop. Die roeping wat die Here op my geplaas het, die roeping wat die Here op jou geplaas het. Oor groei. En ek wil met jou deel 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal weerspieël met onbedekte gesigte die heerlikheid van die Here soos in 'n spieël. So word ons deur die Here wat die Gees is verander om al meer na sy beeld gelyk te word. Ons word van heerlikheid tot heerlikheid verander. Nou as ek vanmôre vir jou daai vraag vra, groei jy nog? Dan gaan dit oor hierdie heerlikheid, van heerlikheid tot heerlikheid. Nou ek het hierdie boompie hier saamgebring, maar ek het vir jou een of twee goed van hom vertel. Maar ek wil vir julle gou-gou vertel hoe stupid, ekskuus vir die Engelse woord, maar dis al hoe ek dit kan beskryf, hoe stupid ons baie keer kan wees in wat ons dink die regte goed in kerkverband en in godsdiensverband is. Want ek het op 'n stadium baie boompies gehad. En man, dit was my ongelooflik lekker om daarmee te kan werk. Want daar's iets wat ek en die Here met mekaar gedeel het dan. In een Sondag, dit was in 'n tyd toe ons dit baie swaar gegaan het met ons finansiëel. En daar's een blokkasie na die ander, en as daar geld inkom, dan breek daar 'n yskas, dan moet die geld na die yskas toe gaan. En waar geld inkom, dan breek die kar, dan moet die kar reggemaak word. Ons kan niks met daai geld doen nie. En ons is 'n Sondag, is ons by iemand wat nogal in die gees naby ons is. En in die gebedstyd
kom staan sy by ons en sy sê vir my, daai bonsai boompies wat jy groei, dis die rede hoekom julle finansies so vasgehou word. Want jy hou alles vas in 'n klein houertjie. Nou ja, wat doen Tinus? Hy ry huis toe. En hy vat al daai bonsai boompies en hy gooi in die asblik. Ou boompies, mooi boompies. In die maandagoggend, toe kom die vragmotor en hulle vat daai asblik. En ek hardloop in daai straat agter daai vragmotor aan, want ek wil hulle hê om te stop, ek wil my boompies uithaal. Ek wil hulle nou nie meer weggooi en ek wil hulle uithaal, maar dit was te laat gewees, hulle kon die vragmotor nie oopmaak nie. Ek het daai besef, ek het my ore uitgeleen aan 'n leuen. Ja, daar mag mense wees wat boompies aanbid, daar mag mense wees wat goed aan dit heg, maar vir my was dit 'n stokperdjie gewees. En ek het deur onkunde, het ek iets wat baie mooi was, het ek basies vernietig. Nou as jy kyk, hierdie is 'n olyfboom. Nou 'n olyfboom, nou ek wil net eers vir julle sê, en julle moet my hart baie mooi verstaan vanmôre. Ek is glad nie 'n persoon wat hierdie kursusse bywoon wat vir jou vertel wat 'n tipe boompie jy is, of wat 'n tipe klip jy is, of wat 'n tipe ding jy is nie. Want hierdie boom, ek het nie die karaktereienskappe van hierdie boom nie. Ek het die karaktereienskappe van Jesus Christus. Hierdie boom is deur God geskape om vrug te dra, olywe te dra wat ons eet en wat ons kan geniet. So, daar's geen konnektasie aan my gees met hierdie boom nie. Ek wil hom gebruik as 'n illustrasie vanmôre. Hy's al 'n paar jaar oud. Maar hierdie boom gaan nie vrug dra nie. Julle kan hom nie sien, ek het daar agter gestaan, ek wens so julle kan hom sien. Hierdie agterkant is daar takke wat dood is. Hy het gevrek, omdat die boom op 'n stadium, toe ek weg was van die huis af, nie water gekry het nie. Toe begin hy doodgaan. En toe kry hy weer te veel water. En die boom kan nie daai te veel water op een slag gebruik nie. En daar's groei aan hom. Nou ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie boompie se wortels is so in mekaar gedruk. 'n Olyfboom word oor 1000 jaar oud. Daar's van hulle in Israel wat baie oud is. Wanneer begin hierdie boom vrug dra? Na 3 tot 5 jaar se groei. Hy word eers 'n volwasse boom hier 15-20 jaar. Na 20 jaar dra hy eers die volle vrug wat hy kan dra. Nou ons gaan vanmôre met mekaar praat oor wat is die vrug wat jy dra? Want as jy groei, dra jy vrug. Maar daar was 'n punt in jou lewe gewees, toe daar 'n saadjie van die evangelie in jou geplant is. En wanneer 'n saadjie geplant word, en hy word nat gegooi, dan begin daar groei. Die lewe is klaar daar. So toe jy jou hart oopgemaak het vir die evangelie van Christus, toe jy vir Christus aanvaar het as jou verlosser, het daar groei begin. Nou ek het al die vraag gevra, kan iemand wat nou net tot bekering gekom het, al klaar vrug dra? Of gaan dit 3 jaar lank vat? Die disippels is vir 3 jaar opgelei deur Jesus. Maar het vrug gedra. Omdat ek en jy daai oomblik, toe ons vir Jesus aanvaar het wat hy aan die kruis vir ons gedoen het die Heilige Gees in ons ingekom. En wanneer die Heilige Gees in jou inkom, en jy hom nie blok nie, dan begin daar 'n nuwe lewe in jou. Want bekering is nuwe lewe. Daai saadjie begin groei. Maar daar kan, en is baie voorbeelde van mense wat tot bekering gekom het, en dat jy onmiddellik 'n verandering in hulle lewens kan sien. Daar's ander wat langer vat om te groei.
as jy na hierdie boompie kyk, voor die tyd toe ons voor die preek begin het, die diens begin het, wat is jou gedagtes gewees oor hierdie? Want as ek na ander mense kyk, as jy na ander mense kyk, wat soek ons as daai persoon hom of haar uitgee as 'n Christen, as 'n volgeling van Christus, dan kyk ons outomaties, is dit die waarheid. Want ons soek die groei in ander. Ons soek die vrug van die Gees in ander. Dis hoekom ek vanmôre vir jou die vraag vra, weet jy of jy nog groei? Want as wanneer jy groei in Christus, dat jy deur Jesus se oë na ander kan begin kyk. Dis daai oomblik, wanneer die Heilige Gees begin water in jou lewe inbring, lewende water sal uit julle uitvloei. Want die Here sê, hy wil ons laat groei van heerlikheid na heerlikheid. Dis 'n proses. Dis 'n proses. Wat is die vrug wat jy nou al dra van dat jy die Here ontmoet het? Want glo my, ek was 'n Christen gewees op skool al. Toe gaan ek weermag toe word ek weer 'n Christen, want daar's mense wat my bygedam het op die straat en gesê het, jy moet tot bekering kom want hulle gaan jou dalk doodskiet. Wow, okay, hier raak ek nou weer tot bekering. Maar dis daai oomblik in my lewe, toe ek my lewe oopgemaak het vir die werking van die Heilige Gees, dat daar verandering gebring is. Ek kan net vanmôre getuig oor wat die Here met my doen, want jy het jou eie getuienis oor wat die Here met jou doen. Want ek het daai ontmoeting gehad terwyl ek in 'n ander land was, en toe ek terugkom van die vliegtuig afklim, toe sê my vrou, wat het met jou gebeur? My vraag vir jou is, wat gebeur nog steeds op hierdie oomblik in jou lewe? Wat gebeur met die krag en die werking van die Heilige Gees in jou lewe? Die boom het lig nodig. Hy het water nodig. Hy het kunsmis nodig. Dis dieselfde beginsel in ons lewe ook. Ons het die water van die Heilige Gees nodig. Ons kan nie groei sonder die woord van die Here wat in ons begin lewe nie. Ek praat nie van gaan sit en Bybel lees en 'n gebedjie opsê nie. Ek praat waaragtig waar jy toelaat dat die woord van God jou lewe verander. Jou hart kom verander, jou gedagtes kom verander. Dis geestelike groei. Nie hoeveel teksverse jy kan opsê nie. Nie hoe goed jy die Bybel ken nie, maar hoe goed jy die God van die Bybel ken. Jy sien wat daar's 'n groot verskil. As ek lees wat God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ons nie verlore sal gaan nie. Dis iets wat ons hoor. Ons hoor dit in ons verstand, maar hoe het dit begin lewe in jou hart? Hoe verander dit jou? Hoe laat jy toe dat die Heilige Gees met jou werk om daai verandering te bring wat dan sigbaar word? Vir party mense vat dit 3 jaar. Die disippels het saam met Jesus geloop. Hulle het God leer ken. Hulle het God leer ken. Nie net die woord nie. Nie net die woord nie. Want ons taak is om uit die woord uit die evangelie te kan verkondig. Ek kan julle die versekering gee, dat die apostels, toe hulle uitgegaan het na die uitstorting van die Heilige Gees, het hulle nie vir die mense Bybelversies opgesê nie. Hulle het vertel van die grootheid van God. Hulle het vertel wat Jesus aan die kruis gedoen het.
Hulle het getuig oor wat in hulle lewens gebeur het. Dis wat Jesus vir ons wil hê. Hy wil eers met sy getuienis wees, sodat die wêreld kan sien dat daar waaragtig 'n God is wat lewe. Dis wat ek en jy moet wees. Dis waar hy ons wil hê. Laat toe dat die Heilige Gees met jou werk. Psalm 43 vers 3, 4 en 5. Gaan lees dit 'n bietjie. Gaan lees dit. En die koning sê, Here, laat u lig vir my skyn, sodat ek in die troonkamer kan sien en wees. Jy het die lig van Christus nodig om in die troonkamer by God te kan inkom. Jesus se woorde aan ons was, en ons het al daaroor gepraat in boodskappe, en ons gaan nog baie daaroor praat. Niemand gaan na die Vader toe, behalwe deur my nie. En jy kan nie deur Jesus na die Vader gaan, as die Heilige Gees jou nie in Jesus inlei nie. Jou lewe maak saak oor dit wat Jesus gedoen het. Jesus, die woord van God, wat in die begin alreeds daar was. Dis jou voeding. Dis die kos vir jou lewe. En jy weet dat in die fisiese, dan eet jy sekere goed, hou jy meer van as van ander. En ons het in die fisiese het ons 'n keuse. As Pieter en Pieter hulle kos adverteer. Kyk, wow, hierdie gaan lekker wees. Wow, hierdie gaan lekker wees. Wow, hierdie gaan lekker wees. En weet julle, ons doen dieselfde met God se woord. Ons wil uitsoek. Ons wil uitsoek die lekker dele waarvan ons hou. Van die eerste woord in Genesis tot die laaste woord in Openbaring is God se woord. Dis man, in my familie is daar 'n spottery. Almal spot my, want as ek kan 'n buffet ontbyt of 'n buffet middagete kan eet. Nee, dis my gunsteling. Want dan kan ek baie eet van baie goed. En ek eet alles, want dit is lekker. So moet ons harte oop wees vir die hele woord van God. Vir die hele woord van God. Want dis waar jou groei vandaan kom. Dis waar jou vrug vandaan kom. Want daai groeistof, die bemestingsstof, jy gaan nie groei daarsonder nie. Jy kan nie geestelik groei as jy nie verstaan waar jy moet wees in jou verhouding met die Here nie. Die Here maak dit vir ons oop. Dis verniet. Dit is verniet. Ek was al in 1 of 2 kerke gewees in dienste wat hulle wil hê met uithaal en wys hoe jy die diens geniet het en die woord bedien het en kom bring julle geld en gaan groei en al daai goed. Nee. Jou geld kan nie laat groei nie. Die woord van God laat jou groei. Wat gaan aan in jou hart op die oomblik? Waar is jy, waar jy by die Here sit oor sekere goed? Want almal van ons kom by goed. En dan is daar ewe skielik 'n blokkasie. Ewe skielik 'n blokkasie. As jy met die boontjies werk, van hulle moet baie water kry op 'n sekere tyd, van hulle moenie baie water kry nie. Ek moes my voetie geleer het oor clivias, want ek wou gehad het hulle moet baie blom, en ek het hulle baie nat gemaak. Toe kom ek agter, maar jy moet hulle nie so baie nat maak nie. Wat is dit wat jy kan inneem nou, wat die Here nou op jou hart sit om mee te werk?
Want hy gaan môre of oormôre, gaan hy iets anders op jou hart sit om mee te werk. Want sy woord is lewendig. Hierdie Bybel wat ons het, is lank terug geskryf. Dis ou nuus. Maar hierdie ou nuus maak nog steeds lewe. Hierdie ou nuus is nog net so relevant vir my en jou lewe om te kan groei. Wat is die blokkasies in jou lewe op die oomblik wat maak dat jy nie groei nie? Is dit jou bekommernis? Is dit mense se invloed op jou lewe? Jy weet self. Jy weet vanoggend wat die blokkasies is. Want die antwoord op daai blokkasies ken ons ook. Want dit is in God se woord. Kom na my toe. Dis 'n uitnodiging van Jesus. Kom na my toe. Volg my. Stap hierdie pad saam met my. Jesus het sy woord gegee. Hy het geleer. Die Heilige Gees het gekom om ons te herinner en ons voor te berei om eendag weer voor Jesus te kan staan, want ons groei na daai plek toe. Ons groei na die laaste dag van ons lewe toe. Of dit is wat die woord van God van ons sê, hoe ons lewe sal lyk as ons in totale oorgawe leef in die Here. En ek weet, dis 'n moeilike ding, want ons het ons gesinne, ons het ons werk, ons het dit wat ons wil doen, ons het dat wat ons wil doen. Maar hoeveel tyd spandeer jy in jou verhouding met die Here, aan die Here? Dan praat ek nie van Bybel lees en bid nie. Praat van intieme oomblikke met hom. Waar jy net daar sit en dat jy weet, ek moet nou stil sit. En ek moet nou net stil bly. Want ek is in die teenwoordigheid, in die heiligheid van my God. Want dis waar hy jou wil hê. Dis waar ons Vader jou wil hê, in sy teenwoordigheid. Maar Jesus is daar. Jesus is besig om vir jou plek voor te berei. Hy is so lief vir jou, hy gee so om vir jou, dat hy klaar besig is om plek voor te berei. Is jy besig om soveel doringtakke om jou te pak, dat jy die groei in jouself stop? Ek moes ook gaan uit en gesê, Here, wat is daar wat my stop? Wat is daar wat maak dat ek op sekere aspekte in my lewe, in my geestelike lewe nie groei nie? Jy sien, want dis een ding, en dis my getuienis, dat die Heilige Gees bring vir my woord om te kom bedien vanoggend hier in die gemeente. Maar wat maak selfs ek met hierdie woord wanneer ek huis toe gaan? Wow, Rita, jy gehoor, daar's 1 of 2 mense wat gesê dit was 'n oulike preek gewees. Weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, 'n oulike preek bring nie groei nie. Dis wat jy vanmôre toelaat. Toelaat dat die Heilige Gees met jou kom praat. Jy sien wat ons sê vir mekaar, ja, ons wil groei. En dan, ek het dit gelees, dit gehoor vanmôre in die boodskap. Ek het dit gehoor in die boodskap. Ek het dit gehoor in die boodskap. En daai sê ek dit gehoor. Wanneer God met ons praat, as God met ons praat oor geestelike groei, dan sê hy een ding. Hy praat met jou oor geestelike groei. Hy praat nie oor iets anderster nie. As die Here sê, leef in heiligheid,
dan sê hy vir jou, jy moet heilig wees. Hy sê nie vir jou, hoorie, was nou maar net jou voete nie. Hy sê, was jou hele wese, jou hele mens wees. En die boodskap van God se woord is dieselfde boodskap vir elkeen van my en jou. Elkeen van ons is een boodskap wat ons hoor. Kom tot bekering. Laat julle doop. Laat julle leer en volg Christus volgens sy voorskrifte. Volgens sy voorskrifte. Want wat maak ons? Ek is baie lief om 'n breerie te maak, stew te maak. En dan eet mense met ons, dan sê hulle vir my, "Wow, Tinus, ek soek hierdie resep." Dan sê ek vir jou, weet jy wat, ek kan nie vir jou 'n resep gee nie, want elke keer dan gooi ek iets anders daarin. Maar ek kan dit nie doen in my geestelike lewe, in my verhouding met die Here nie. Ek kan nie vandag wil net sout hê nie, en môre net peper hê nie, of die volgende dag net dit of net dit nie. As ek sê, Here, ek wil U volg, dan volg ek vir Jesus in sy voetspore. Ek trap waar hy trap. Ek maak nie my eie paadjie nie. Ek stap saam met hom in sy paadjie. Dawid sê in Psalm 52, ek wil soos 'n groen olyfboom aan die tafel van die Here gaan sit. Kan jy ook vanmôre sê, ek wil soos hierdie groen olyfboom aan die Here se tafel sit. Here, ek kom met my hele wese. Ek kom soos wat ek is, want ek weet, Heilige Gees, U is die een wat my lewe verander, U is die een wat my hart verander, die transformasie van my hele menswees kom van die Here af. Kom van die Heilige Gees af wat jou help. Want eendag gaan ons aan 'n bruilofstafel sit saam met die Here. En weet jy wat? Die vrug van jou lewe gaan uitgestal wees op daai bruilofstafel se ete. Want dit wat jy leef, dit wat jy doen, hoe jou lewe saam met die Here is, gaan bepaal of jy aan daai bruilofstafel gaan sit. En dis hoekom ek vir jou sê, as jy aan daai bruilofstafel sit, weet jy dat die vrug van jou lewe was aanneemlik vir die Here gewees. Dis hoekom hy jou ingenooi het. Jy weet waar jy moet verander. Jy weet of jy moet verander. Jy weet hoe sterk jou verhouding met die Here is. Jy weet hoe sterk jy staan. Jy weet in jou hart, in jou gedagtes van dit wat in jou lewe aan die gang is. Is dit wat jy doen op die oomblik? Is dit tot eer en verheerliking van die Here? Ek wil afsluit met dit. Dit wat ek doen, die vrug wat ek dra, is die eer wat ek aan die Here gee. Want is deur die vrug wat ek dra, wat ek 'n getuienis vir Christus is, en dat die wêreld kan sien, daar is iets anders. Wanneer laas het iemand vir jou gesê, dankie vir wie jy in my lewe is? Want dis wat ons vanmôre kan doen in ons verhouding met die Here, om vir hom te sê, Here, dankie vir wie U in my lewe is. Ek sal U bly volg
Ek sal gehoorsaam wees. En ek sal nie my verhouding met U in gevaar stel deur kompromieë aan te gaan nie. Het jy opgehou groei? Is jy bereid om toe te laat dat die Heilige Gees jou help om weer te groei? Om nie soos 'n bonsai boompie klein te bly nie, maar om die reus te word wat God jou voorgeroep het. Dat jy sal uitstaan in die koninkryk, in die verheerliking van die Here, in die heerlikheid van heerlikheid na heerlikheid verander, om ons God te verheerlik. Laat toe dat hy die verandering in jou lewe bring. Laat toe dat hy self met jou werk. Amen.